Ek groet julle almal. So 'n paar jaar gelede, toe kuier ek en Dina daar by haar ma, my geliefde skoonma in Pieterstein. En daar's toe so ding daar wat nie reg was nie. In die stort, dan kry jy so elke nou en dan, wie ook al stort, kry so ligte skokkies. So daar's toe nou iets met die aardkoppeling of whatever, nie reg en so nie. Ma se broer Andries het dit toe reggemaak of saam met die elektriesien het hulle daarna gekyk en so maar uit die probleem is opgelos. Niemand is toe nou verder geskok nie en ook nie erg geskok nie. Maar anyway, daar het ek en ma 'n sê ding ontwikkel. Ek en ma het vir mekaar gesê, daar is altyd weer iets. Altyd weer iets. En wanneer, die afgelope tyd, toe ek nou siek was en ek moes bloed kry in die hospitaal, en ek kom maar uit en die energie is terug en dit gaan goed en alles, en nou sukkel ek met 'n ulkus, 'n ding op my tong, blykbaar as gevolg van die ystertekort, dan kom maar so seer en die ding wil nie gesond word nie, en toe het ma weer vir my gesê, ai Wollie, daar almal het so half gelyk gesê, daar's altyd weer iets. Is dit nie waar nie? Sodra jy nou een ding hanteer het, of jy nou 'n kind van die Here is of nie, kyk ons as gelowiges, ons as kinders van die Here, het geen waarborg dat daar nie weer iets sal wees, iets negatief of iets sleg, of iets wat irriteer of pla, of onnodig energie tap, wat jy nou kan insit in jou geestelike lewe, of in iets anders, wat positief is of so, né? Nou goed, nou gaan dit oor verwagtings. Jy sal nou miskien my beskuldig, en vir my sê, ja maar dit is daarom negatief hoor, jy roep nou die negatiewe oor jou. Nee, ek is net realisties. Die hele Bybel is realisties. In Korintiërs sê Paulus daar, 1 Korintiërs 10 vers 28, hy of sy wat meen dat hy staan, of sy staan, jy meen jy staan, oppas dat jy nie val nie. Moenie te veel selfvertroue in die lewe hê en dink, omdat ek nou 'n Christen, 'n kind van die Here is, gaan daar nou niks sleg verder gebeur nie. Ongelukkig is daar godsdienste of interpretasies van kerke en sekere groepe wat die Bybel so interpreteer. Jy is nou gewaarborg teen, as jy nou net 'n sekere hoeveelheid geld gee, ons praat van die welvaartteologie, dan sal God jou nou so seën. En baie keer word al van mense gesê, wanneer jy nou siek word, dan is dit omdat jy nie glo nie. Daar's sonde in jou lewe en jy word nie gesond nie. Dan is dit jy wat nou ongehoorsaam is. Mense, dis 'n gebroke werklikheid, dis 'n gebroke wêreld waarin ons leef. Almal, kyk maar die Bybelkarakters. Van begin tot einde, Adam en Eva, Genesis 3, en die sondeval. En sodra hulle nou daar uit die paradys uitgeskop word, en dan kry nou kinders, Kain en Abel, nou dink jy, nou sal dit goed gaan. Daar's nou genade vir hulle, die herstel kom, altyd weer iets, en Kain slaan Abel dood, vermoor sy eie broer. En dan gaan dit weer aan, en dan is dit die sondvloed. En net sodra Noag nou uit die ark kom en drink en hom dronk, altyd weer iets. Dan dink jy, okay, nou gaan dit reg. Dan is dit die toring van Babel. En almal word
Hulle word versprei en verwar, want hulle wil opklim tot in die hemel. Dit gaan daaroor die mensdom so hoogmoed in hulle tegnologie en wetenskap en boukuns en wat ook al. Dit kon net so wel 'n storie uit vandag se tyd wees. Ons as mense se verwaandheid. En altyd weer iets. Abraham, Isak, Jakob, die aardsvaders. Gaan kyk maar in hulle lewe. Gaan lees 'n bietjie die weer Abraham, Isak en Jakob, daar in Genesis se verhale. Net sodra jy dink nou is dit alright. Altyd weer iets. En Jakob en Esau. En Jakob wat vir Esau bedrieg het sy eerstgeboorte reg en dan moet hy vlug. Josef, daai verhaal is vol altyd weer iets. Josef wat verkoop word. Hy's in die tronk en dan kom hy daar by Potifar en dit gaan goed. En weer iets. Potifar se vrou en hoe hy in die tronk gegooi word. En maar weer opgesluit. En so kan jy maar gaan kyk. Dawid, 'n hoogtepunt in sy lewe, hoogtepunte, oorwinnings en weer iets. Sy oorspel Batseba, die sondes in sy gesin. Hierdie man na God se hart. Sy seun Absalom wat hom wil doodmaak. Salomo wat die tempel bou. Oog in die wysheid wat Salomo gehad het en God wat vir hom absoluut seën. En weer iets. En hy gaan agter die afgode aan. Profete. Net sodra dit goed gaan, dan is daar weer 'n negatief. Israel. Hulle bekeer hulle wanneer hulle sonde doen, maar weer sonde, weer iets. En dan ballingskap, die Assiriese ballingskap word hulle weggevoer. Babyloniese ballingskap, om nie eers nou van Jesus se tyd te praat nie. In Jesus se eie lewe, altyd weer 'n ding. Dan is dit sy eie familie wat negatief teenoor hom is. Dan is dit disippels wat hom teëgaan, Satan se versoeking, Fariseërs, godsdienstige leiers, en uiteindelik vervolging van die Romeinse owerheid. En hy word gekruisig, en hy sterf aan die kruis vir ons. En die bose dink, nou is dit die oorwinning. Satan, die bose magte oorwin. Maar goddank, luister vir my mooi. En jy kan maar verder kyk, disippels, altyd weer iets, my en jou lewe, maar altyd weer, luister baie mooi, sê dit sommer hard daar agter my aan, sê dit hardop agter my aan, altyd weer iets positief. Die verrassing van die negatiewe wat jy onkant vang, o ja, ek is die afgelope tyd, regtig, ek is in 'n down. Gewoonlik steur ek my nie aan boetes en goed nie, ek betaal dit dadelik. Hier kom 'n boete, Mpumalanga, Bella, 16 Julie, maar ek was nie daar 16 Julie nie. Die RAF, enige van die karre het nie 'n enkele meter gery nie. Nee, wat se registrasienommer het hulle? Op my naam, my selfoon, my identiteitsnommer. Die RAF se heel eerste, toe die kar nog nie eens aan my behoort nie. Die RAF se heel eerste nommerplaat. As jy die foto vergroot, lyk dit of die ding, daai nommer opgeplak is oor 'n ander nommer. Nou laat weet Pay City of wie ook al, ek moet nou R400 betaal. Ek sal dit waaragtig nie betaal nie. Ek is nou besig om alles bymekaar te maak. Goddank ek het 'n trekker op die RAF. Ek kan nou bewys lewer. Ek was daai dag, was die RAF nie naby Bella, wat ook al en so nie. Maar dit is 'n verskriklike ding. En dan gaan dit nou aan en ek weet wat ek gaan doen en ek weet mos die Here sal uitkoms gee. En dis vir my, ek het gedink, daar word van my gesteel. My joy en my vrede word besteel. Ja, hierdie regering besteel ons. Swak munisipaliteite, korrupsie besteel ons, beroof ons. Ek dink ons word beroof baie keer deur te veel belasting. Maar nou ja, nou is daar mense wat weer die staat ook beroof en besteel en korrupsie en nie belasting wil betaal nie.
daar's nou die ander kant ook. So dit moet 'n mens ook maar na kyk. Sekerliks kan SARS en die regering sê, ja nee, as altyd weer iets by ons mense. Hulle surprise ons maar daagliks, met misdaad en geweld en bedrog en wat ook al sleg is. Maar ook dit daar sal altyd weer iets goeds wees. En daarom, ek dink aan Elia. Ek het nou vanoggend, ek word wakker, en ja, gister kry ek 'n tweede aanmaning van die boete, Bella, nie my karrie, dis 'n bakkie. Ek wil nie die verdomde bakkie hê eers nie, maar ek het nie so karrie, okay. En daar trigger ek soos Elia. Dit gaan goed met hom. 1 Konings 19, hy oorwin, gaan lees bietjie daar, hy oorwin die Baalpriesters. Jesus, hy challenge hulle. Hulle word daar doodgemaak deur die volgelinge van God. Hulle word verneder en dan, hy's op 'n hoogtepunt. Die reën kom, hy klim maar, hy hardloop voor die wa van Agab uit. Hy eldrand daai wa. En dan weer iets. Agab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het. Hy het die profete om die lewe gebring, die Baal profete. Toe laat weet sy, mag die gode my om die lewe bring as ek nie môre teen hierdie tyd met jou Elia gemaak het, soos met die profete nie. En hierdie sterk man, sterk in sy geloof. En dit is ek en jy nie. Dit is ek en jy. Sodra dit goed gaan en jy sterk op 'n hoogtepunt, dan vou jy. Dan kom daai negatiewe gedagtes, daai afbreekende emosies, verhouding wat skeefloop, gesondheidsprobleme, materiële probleme. Elia het bang geword, terwille van sy lewe gevlug. Hy wat so dapper gestaan het, hy gaan nie in challenge haar openlik nie. Hy kon daar sekerlik, hy kon daar weer staan het, en gesê, jammer vir jou, sy sou niks aan hom kon doen nie. Maar hy vlug. 'n soort van emosie van wantroue in God. Net so. Weer iets negatief. Toe is hy nou in die woestyn in, maar dit is wonderlik, 'n depressie daar, maar onder 'n besembos aan die slaap, en toe kom 'n engel sê, word wakker, eet, en daar's lekker roosterkoeke op warm klippe gebak, as 'n kruik water, hy het nou geëet en weer gaan lê, engel het weer gekom. En die engel het gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Dan gaan hy nou en hy gaan na 'n spilonk of 'n grot in, dan verskyn God aan hom. Maar God is nie in die stormwind in die aardbewing nie, God is in die stilte. God is in die windstilte. En toe weet Elia, en God sê, ek het soveel die knie nie laat buig voor Baal nie. Kom, draai in jou spore om, gaan salf Hazael tot koning van Aram, Jehu seun van Nimri salf tot koning van Israel, en dan sal hy Elisa aanwys as opvolger. Daar's altyd weer iets verder in God se koninkryk. God se plan in jou lewe, in 'n Elia se lewe, maar in jou en my lewe, dat ons sal aangaan. En daarom in Korintiërs, wie meen dat jy staan op as jy nie val nie, dan sê hy daar, God sal jou nie bo jou kragte versoek, beproef, toets nie. Hy sal net die versoeking, net daai geweldige toets, krisis, ook die uitkoms gee. Job wat aangekla word, ek dink aan die 10 gebooie met daai Bella storie, en ek voel ek is beroof van my joy en my vrede,
en vals getuienis word teen my afgelê. As ons nou deesdae, hulle het oor die nuus gesê, en pyse teen die ouens het ook laat weet, oppas, kyk uit, as nou vals goed, jy gaan boetes kry miskien, maar dit is nie as jou kan nie, hulle het dit gekloun. Julle moet mooi kyk, asseblief tog, vir al jou bejaarde ouers, kyk tog, banktransaksies, wat ook al, asseblief, vals getuienis. Jesus sê, hulle sal vals getuienis teen julle aflê. In die Johannes Evangelie sê, die wêreld sal julle vervolg, julle haat, julle is nie beter as ek nie. En Petrus skryf, hy sê, wat help dit nou? Dat jy lyding verdra as jy kwaad gedoen het, verkeerd gedoen het. En dan noem hy daar, Jesus het nie verdien om gestraf te word, om so te ly nie. Hy sê, dis genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur, omdat hy of sy aan God getrou wil wees. Om lyding te verdra wanneer jy goed doen, dis genade van God. Jesus het geen sonde gedoen uit sy mond, het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het hy nie gedreig nie. Hy het nie sonde gedoen nie. En hy het oorwin. Job wat aangekla is deur die Satan, en Job het bewys, hy het getrou aan God gebly. Hy het gesê, die Here gee, die Here neem, prys die naam van die Here. En aan die einde van die boek Job lees ons, hoe hy herstel word, hoe hy God ontmoet, hoe God hom gelyk gee. En wonderlik, daar is weer iets, meer as iets, oorvloed in sy lewe. Daarom Filippense 4, God sal in al julle behoeftes voorsien. Nie net 'n bietjie nie, al julle behoeftes. Filippense 4 vers 6, maak in alles julle begeertes aan God bekend. Met gebed en smeking en danksegging, en dis een van die groot goed, dankbaarheid. Om aan te hou, al gaan dit hoe sleg, al is daar iets negatief, daar moet 'n ander iets wees. Oorwin nie kwaad deur die goeie, sê Paulus in Romeine 12, bly aan God getrou. Psalm 37, stel dit pragtig. Dis die geheim, mense. Laat jou lewe aan die Here oor. Vers 5, Psalm 37. Vertrou op hom. Hy sal sorg, hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son. Jou reg soos die helder lig van die middag. Ons wat as kinders van die Here baie keer so valslik beskuldig word. Kyk maar hoeveel video's is daar. Ek kyk weer die afgelope week na 'n video wat nou versprei word om te sê, daar is nou 10 redes uit die Bybel, of 10 dinge in die Bybel, en daar's 10 redes wat sê, dit is vals. Jesus het nie regtig opgestaan nie. Dit was nie 'n maagdelike geboorte nie, ensovoorts. Die disippels het gelieg. Die vroeë kerk het gelieg oor Jesus. Jy moet in stilte op die Here vertrou. Rest in the Lord, sê die King James version. Jou nie ontstel nie oor die voorspoedige lewe van 'n skelm nie. Wait patiently, sê die King James. Moenie kwaad word nie. Tap net jou energie. Nee, laat die vrede en die blydskap van God. Filippense 4, wat hy sê, die vrede van God sal oor julle harte en gedagtes die wag hou. Bedink net wat goed is, en lieflik en loflik en rein. En moenie vergeet, as daar iets is, laat daar iets anders wees, wat dit oortref, om ander te bemoedig, om vir ander te bid, om te gaan sorg vir ander. Die fellowship, die community. Hebreërs sê vir ons, moenie die onderlinge byeenkomste versuim nie. Dit gaan nie net daaroor, jy moet nou kerk toe gaan of nie. Dit gaan oor saamkom met ander gelowiges, familie, vriende. Mense wat mekaar in Christene, met vriende mekaar ondersteun. Daai steeds mekaar bedien met die Here se dinge. Steeds
mekaar bedien. En dan kan daar nog maar aanklagtes kom en beskuldigings as jy onskuldig is en vervolgings in die werk of skool of waar ook al, dan kan daar maar altyd weer iets kom. As geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus glo nie. Alles werk ten goeie mee, Romeine 8. Ons weet dat alles ten goeie mee werk vir die wat hom liefhet. As God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Want hy het sy seun nie gespaar nie, maar vir ons aan die kruis gegee. En al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Deur hom wat ons liefhet. Hy sê, daar staan geskrywe ook, op vers 36, Romeine 8, die dood wat ons dag vir dag bedreig. Die dood van ons geloof, ons vertroue, ons vrede, ons blydskap. Ek is oortuig, geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei, die liefde wat daar is in Jesus Christus, ons Here. Ag, daar sal altyd weer iets wees, maar julle, daar's altyd weer iets, maar God sê, kyk hoe surprise ek jou, ook met 'n ietsie, en met baie ietsie. En as iemand hierdie negatiewe iets ervaar, kom ons gaan, en sê, wag, ek wil help, ek wil jou help, dat jy kan sê, ja, wauw, daar's altyd weer iets positief. Here, ons gee, elkeen van ons wat inluister, elkeen van die kinders, elkeen wat swaar kry, in besonder elkeen wat na hierdie boodskap luister, elkeen se familie, gesinne, as daar iets kom wat negatief is, dat jy ons sal absoluut oorweldig met 'n positiewe iets. Amen.